Dis lekker om die Here te loof en te prys, amen. Dis lekker om sy naam groot te maak, om te soek in alles wat ons doen. Daar is niemand soos hy nie. En net om in sy teenwoordigheid te kan wees, is vir my en vir jou, ek wil amper sê genoeg. Dis genoeg om by 'n plek te kom waar ons kan sê die Here is ons vesting, die Here is ons krag, hy is ons alles. Sonder die Here is ons niks. Amen. Amen. Ek wil hê met jou Bybel oopmaak in Jakobus 3. Maar Jakobus skryf weg. Sê. Ons is besig om te praat oor geloof. Wie van julle het geloof? Van ons het nog nie geloof nie. Maar ek wil vir jou sê, almal van ons wat hier sit, het geloof. Hoekom? Want die dag toe jy tot bekering gekom het, sê die woord van die Here, het die Here vir ons almal, sê almal, dit beteken jy is ingesluit, het die Here vir ons almal 'n mate van geloof gegee. Okay? Hy het vir ons almal geloof gegee. Ek herinner myself in 'n skrif waar die disippels vir Jesus sê, Lord, increase my faith. En waar Jesus dan vir hulle sê, even if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, get up and throw yourself into the sea. So klein soos 'n mosterdsaadjie. Nou, gaan net 'n wiskundige som vir ons almal in biologie. Want is 'n wiskundige som in biologie. 'n Saadjie is gemaak om te groei. So wie van julle het die saad van geloof ontvang? As jy nie jou hand opsteek nie, moet jy kom vir bekering. So wie van ons het saad van geloof ontvang? Okay? Almal, tikkie een langs jou en sê jy het die saad van geloof. Ek en jy moet die saad laat groei. Jou geloof kan nie bly waar dit was toe jy tot bekering gekom het nie. You need to grow. Sê vir een langs jou, jy moet groei. Jy moet groei. Sê vir een voor jou, tik hom op sy skouer en sê, jy moet groei. Ek hoor jou. Jy moet groei. Jy kan nie bly waar jy is nie. Ek en Leanne sit hierdie week en ons gesels so en ons kyk oor die jaar. En ons is dankbaar teenoor die Here vir die groei wat ons kon beleef. Daar is groei, daar is ontwikkeling, daar is geloof wat leaps and bounds gegroei het. En ek wil julle elkeen vanmôre kom aanmoedig. Jy moet groei in jou geloof. Want ons almal het die saad van geloof ontvang. Al is jou saadjie so klein soos 'n mosterdsaadjie. Het julle al gesien hoe groot raak daai bome? Ja. Dis geweldig. En daai bome se wortelstelsel lig alles op. Dit breek ook alles voor hom. So mag jou geloof groei tot 'n plek van deurbraak. Amen. Nou ek is nie nou vanoggend hier om vir jou jam om die bek te smeer nie. Mag ek dit sê? Nee, sê mooi nie. Ek is nie hier om jam om jou mond te vee nie. Ek is nie hier om vir jou sweets te gee wat jy op 'n sugar rush sit nie. Want ek dink te veel kinders van die Here is op 'n sugar rush. Ons vat hierdie stukkie en dan, it's amazing, tot die suiker uitgewerk is. Dan is ons weer pot en ons sukkel. En ons kan nie groei nie, ons kan nie deurbrake beleef nie. Ek wil vandag vir jou steak gee. Wie van julle wil steak sê? Alright, so sê vir een langs jou, hier kom 'n steak.
Hier kom iets wat jy moet eet, wat jy moet kou, wat jy moet herkou. Jy gaan vanoggend dinge hoor wat jy gaan mediteer oor en jy gaan dit in jou lewe moet gaan vasmaak. Okay? Maar die woord van die Here leer ons waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Okay, so ons het in die begin begin praat oor geloof en ons geloof moet beweeg. Daar moet aksie wees vir jou geloof. So geloof sonder aksie of sonder werke is dood. Okay, so ons het vir mekaar gesê, God sê vir ons dat ons geloof moet beweeg. Maar ons het ook gesien die volgende Sondag dat as ons net almal in 'n verskillende rigtings in beweeg, is dit chaos. Die van julle wat hier was kon onthou dat ek van die stage afgespring het. Ek het aan die speaker rondgehang. Nee, ek het daarom nou nie reg gedoen nie. Maar ek het atletiek vir julle gewys, hè? En ek het vir julle gesê as ons almal nou gaan atletiek hardloop en ons gaan wegspring en ons almal hardloop in verskillende rigtings, gaan ons nooit die wenstreep behaal nie. So ons geloof moet beweging hê, maar ons moet in dieselfde rigting hardloop. Ek en jy moet in dieselfde rigting gaan. Daarom het ons gesê, we need to be aligned to God's word. Ons moet in lyn kom. Die Afrikaanse woord vir alignment is belyning. Okay, so ons moet in belyning kom of belyn word. Maar ek hou van die Engels is alignment. Dis daai treinspore, nê? Daai treinspore beweeg die heeltyd saam, heeltyd. As die een treinspoor beweeg, gaan beweeg die ander ene ook, want anders dan gaan die trein ontspoor. Okay? So ek en jy het nodig om in alignment te kom. En die Here het met my begin praat hierdie week oor dat ons geloof moet begin praat. Dat ons geloof moet praat. En ek wil vanmôre dan met jou praat oor spoken word, but faith has a sound. Jou geloof het 'n klank. Sê vir een langs jou, we need to speak the word of God. We need to speak the word of God. So kom ons luister, kom ons lees daar in Jakobus 3, vers 7 tot en met vers 12. The people can tame all kinds of animals, birds, reptiles and fish, but no one can tame the tongue. Ek het nou hierdie week toe wys hy vir my 'n videoetjie van iemand wat 'n krab het as 'n pet aan 'n leash. En die krab is oral. Ek meen die krab klim oor die hele vrou en waar en dan maak sy, so, mense kan diere tame. 'n Krab is next level, maar maar die Bybel sê vir ons kan dinge tame. Maar dan sê hy verder, it is but no one can tame the tongue. So vat jy jou tong so? Hy sê jy vir hom, jy moet nou in lyn kom. Jy hoor wat ek sê? Jy moet nou in lyn kom. Okay? Jy kan nie jou tong tame nie. Dis 'n moeilike ding. Jou tong is wild. Dan sê hy verder, but no one can tame the tongue, vers 8. It is restless and evil, full of deadly poison. Sometimes it praises God. Ek meen ons het nou vanoggend lekker gesing. Get up, get up, get up, get up out of that grave, nee? You are worthy of it all. En ons prys die Here. Dan stap ons by daai deur uit, dan trap iemand op jou tong en dit soos dan praat ons ander vreemde tale. Nee, jou tong is wild. Niemand kan hom tame nie. Sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. And so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, this is not right. Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? Does a fig tree produce olives or a grapevine produce figs? No. And you can't draw fresh water from a salty spring. Ek gaan net vir julle dit in Afrikaans sê. As jou hart, jou binneste, jou wese sout is, gaan jy nie vars water kan gee nie.
As jou hele wese vuil en vol deceit en lelike goed is, dan gaan dit by jou mond uitkom. So ons hoef net lank genoeg tussen mense te staan om te hoor wat werklik in hulle binnekant aangaan. So ek wil hê jy moet gou vandag fokus op jouself en sê, wat kom uit my binneste uit? Wat kom uit my mond uit? Wat hoor ek myself sê? Want dit wat binne in jou is, gaan uitvloei. As daar ongeloof in jou is, gaan ongeloof uitkom. As daar vrees in jou is, gaan vrees by jou mond uitkom. En dan vat die Bybel ons na 'n plek toe en hy sê, ek dink dit is Spreuke 18 vers 21 sê hy, lewe en dood lê in die mag van die tong. So ek en jy praat ons geloof vorentoe of ons praat geloof dood. So ons gaan vandag 'n bietjie kyk daarna. Is jy reg om jou mond, jou taal te verander? Ek wens ek kon vandag vir elkeen van julle 'n tandeborsel uitdeel en sê, skrop jou mond. Jou tong. Maar ek wil eintlik 'n langer tandeborsel hê en sê, skrop jou hart. Daai ons die swaarde so by hulle monde indruk. Alright, ek sal dit nou nie probeer nie. Wie van julle het dit al probeer? Wie van julle het daai swaard gevind? Jy doen nie dit nie. Alright, so Jakobus sê vir ons dat die tong is wild. Die tong maak wat hy wil. Maar wanneer ek en jy geesvervuld is en ons werklik ons lewe in God se woord inbou, dan kom God se woord by ons monde uit en dit is wat ons dan begin praat. So in die geval van woorde het ek en jy mekaar meer nodig as wat ons ooit kan dink. Wanneer jy in 'n donker plek is of in 'n moeilike plek is of in 'n moeilike situasie is en jy weet nie wat om te doen met jou emosies nie, jy weet nie wat om te maak met jou woorde nie, dan is dit lekker en goed vir ons om broers en susters rondom ons te hê wat God se woord met ons kan praat, want in Romeine 10 vers 17 sê hy die volgende en ek wil dit vir julle in verskillende vertalings lees. In die Passion Translation sê hy soos volg: Faith then is birthed in a heart that responds to God's anointed utterance of the Holy One. The New King James Version say, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. New Living Translation say, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Ek en jy het mekaar nodig om net so nou en dan woord te praat met mekaar sodat ons ore dit kan hoor, want hoekom? Hierdie gedeelte leer vir my dat wanneer ek iets hoor, bou dit my geloof. So as ek God se woord hoor, bou dit my geloof. My vraag aan elkeen van ons vanoggend is, wat hoor jy? Waarna luister jy? Want in dieselfde asem wil ek sê, ek het hierdie wiskundige sommetjie nou gaan maak. As ons dan sê ons hoor God se woord en dit bou my geloof, dan dieselfde kan ek sê, as ek die wêreld se stem hoor, bou dit bekommernisse of dan nou doubt. Wat hoor jy? Waaraan leen jy jou ore uit? Ons sê konstant vir ons kinders, wees versigtig na wat se musiek jy luister. Want ons almal was al daar, as die meisie jou afgesê het, dan geluister jy soppie musiek. Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with
with you. Ek soek jou nie in my lewe nie. Get out. Wise man say. En dan luister ons al hierdie soppie musiek en wat gebeur? Wat gebeur met jou? Jy raak al hoe meer deprou. En jy's later in jou kop, niemand hou van my nie. Ek is useless. Ek wens ek was maarder, want dan het sy ten minste my six-pack gelike. Maar dit ook al beteken. En ons gaan in hierdie mode in van, ons luister na goed, en dit bepaal op die einde van die dag ons emosies, en dit bepaal ons hartstoestand, en ons leef dan vanuit dit uit, en ons sê dan vir mense, ek is deprou. Ja, jy sal deprou wees as jy heeltyd na soppie goed luister, in verkeerde tye. Ek meen, daar's niks fout met romantiese musiek, en wat emosie 'n bietjie opskep, en so aan nie, dis mooi, maar doen dit dan ten minste op 'n goeie plek. Yes, heel smal. Faith then is birthed. Ek hou van die Passion Translation. Faith then is birthed in a heart that responds to God's anointed utterance. It's a heart that responds to God's words. What God says. So wat God sê, kom my hart en ek respond, ek reageer tot dit. En omdat ek reageer tot God se woord, bou my geloof. So ek wil so 'n paar goeders gou vinnig by julle los. In die eerste plek, speak God's word before you see it. Dis wat geloof is. Geloof is om God se woord te praat nog voordat ek dit sien. Kom ons kyk na Romeine 4 vers 17. Ek wil dit in die Passion Translation vir julle lees. That's what the scripture means when it says, I have made you the father of many nations. He is our example and father. Luister mooi. For in God's presence, he believed that God can raise the dead and call into being things that don't even exist yet. Alright, so waar kom hierdie gedeelte nou vandaan? Waarvan praat hierdie stuk? Kom ons gaan aan. Genesis 22. Genesis 22 vers 6 en 8 sê, So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders. Luister mooi hierdie beeld wat geskets word. Abraham sit die hout op sy seun se skouers, net soos wat God die kruis op Jesus se skouers gesit het. Dis 'n pragtige prentjie. While he himself carried the fire and the knife. As the two of them walked on together, Isaac turned to Abraham and said, Father? Yes, my son, Abraham replied. We have the fire and the wood, the boy said. But where is the sheep for the burnt offering? Luister wat sê Abraham. Onthou, God het vir hom nou gesê, Abraham, vat jou enigste seun, die seun van belofte, die seun wat die belofte 'n werklikheid maak, en gaan offer hom. Gaan plaas hom op 'n offer, op 'n altaar en maak hom dood. En hier kom Abraham se geloof wat ons lees in Romeine 4 van. En hy sê, God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Abraham answered, and they both walked together. Sy geloof in God was so sterk, dat al het hy dit nog nie gesien nie, het hy reeds vir Isak gesê, moenie bekommerd wees nie, God sal 'n skaap voorsien. God sal die offer voorsien. Ek en jy hou aan beweeg. Die probleem wat baie van ons het is, ons stop in ons beweging, ons hou op glo, want ons sien nog niks. Ek wil vandag vir jou sê, as jy kan net sien wat God se woord sê, dan beweeg ek en jy in geloof sonder om te sien.
Sê vir die persoon langs jou, we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. Ons loop nie vandag omdat ons dit kan sien nie. Ek begin nie my planne vandag omdat ek die huis het nie. Ek begin die bouplanne want ek sien iets wat moet kom. En baie van ons is by die bouplan fase. Is 'n bubbly ene. Sorry, ek was verras. So ek en jy sien 'n huis. En dan gaan ons na 'n tekenaar toe, argitek, en ons sê vir hom, ek sien hierdie huis, teken dit vir my. In geloof, ek het nog nie 'n baksteen nie, ek het miskien nog nie eens 'n lening nie, ek het nog nie die geld nie, ek het nog nie die bouers nie, ek het nog niks, maar ek het 'n visie. En nou kom ek na die argitek toe en ek sê vir die argitek, of die ou die planne teken vir my hierdie huis. En nou kom hy en hy teken vir my huis en in my geestesoog sien ek hierdie huis. En nou kom ek in geloof en ek begin die bouer nader en ek begin die fondse reg kry en ek begin hierdie ding kry en ek begin daardie ding. Daar's nog niks, maar ek begin in geloof bou. En ek begin bou. En die probleem met ons as kinders van die Here is, God se woord is vol planne. Maar ek en jy kan dit nie sien nie, want ons glo nie God nie. Ons vertrou nie God nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie God vertrou nie, kan jy nie glo nie. Jy kan net glo as jy God vertrou. En ek wil vandag kom verklaar, hierdie gemeente vertrou God. Hy is ons bron, hy is ons argitek, hy is die bouer ook. Want tervergeefs bou die ouens as God nie dit bou nie. Tervergeefs werk ons. Tervergeefs is ek en jy hier. Ons kom by die huis gesit het en 'n lekker laat brunch gehad het. En ons kon aangegaan het met ons eie begeertes, ons eie planne. Maar God kom en hy sê, ek het 'n plan met jou lewe. Ek het 'n hoop vir jou lewe. En wat het ek en jy nodig om te doen? Ons het tyd nodig om tyd te spandeer saam met hom. Ons moet tyd spandeer met die argitek. Ons moet tyd spandeer met die bouer, sodat dit wat God wil doen, tot realiteit kan doen. En ek en jy moet begin sien dit wat God sien. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, for we live by believing and not by seeing. Ander vertaling sê, we live by faith and not by sight. We live by faith and not by sight. Okay? Hebreërs 11 vers 1 sê, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Geloof is die evidence. Geloof is die evidence. Dis die substance. Dis die ding wat ek en jy nodig het om te kan sien dit wat die Here vir ons wys. Dis geloof is hierdie. En God sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Nou is dit hierdie geloof in God wat sê ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is nie die stert nie, ek is die kop. Ek is nie arm nie, ek is ryk. Ja, maar pastoor, jy het nog nie my bankrekening gesien nie. Ek het 'n saak met jou bankrekening. Kry jou stem, kry jou geloof in plek. Want as jy glo dat God is 'n waarmaker van sy woord, dan sal hy sê, saai en jy gaan maai. Op watse manier ook al. Jy weet, jy sien, want ons het hierdie prentjie in ons kop, as ek hierdie geld gaan saai, gaan ek geld kry. Want ons is gefokus op geld. Geld is net 'n tool. Geld is papier. Dis niks. It's just a tool. Maar ons is soos, ek moet net nog 'n geldjie kry. Net nog 'n geldjie kry. Ek moet nou alles doen vir geld. Ek moet werk vir geld. Ek moet iets doen vir geld. Ek moet net geld kry. Geld. En later is jy heel weg van God se woord, wat hy vir jou sê, ek sal vir jou voorsien. Glo in my, praat met my. Bid
Jesus sê op 'n plek, hy sê ek hardloop myself nou baie ver vooruit. Hy sê maar Jesus sê, vra en vir jou sal gegee word. Maar omdat ons ek het 'n R50 en jy kom en jy sê ek het 'n R100. Jou R100, my R50 in God se hande is 1 miljoen. Maar ons hou so vas aan die geldwaarde dat ons vergeet dat ons God besit duisende beeste op duisende berge. Hy is ons bron. Hy kan iets maak uit niks. Jou fokus, ons fokus is verkeerd. Ons fokus moet totaal en al God se woord wees. As God se woord nie jou fokus is nie, gaan geld jou niks help nie. Want jy gaan dit mismanage, jy gaan dit nie steward nie. Want jy, soos hulle aangesê het, jy gaan jou saad opeet. Wat help met 'n boer? Ek was gister, ek 'n troue gedoen aan Mamasbury op 'n plaas, diep binne in die plaas. En toe ek al verbyry, so tussen die store op pad na hierdie plekkie waar ons nou by die Lapa is al hierdie sakke, sulke groot sakke vol koring. Want hulle het nou geoes. Vol koring. Ek sien daai koring daar. Imagine daai boer gaan en hy vat daai koring en hy maal al daai koring op vir meel. Maar hy hou nie vir hom een bietjie saad oor om in die volgende seisoen te saai nie. Hy maak homself null and void, want hy het nie meer saad nie. Baie keer kom die Here in geloof en ons moet in geloof reageer tot God se woord. Ons sien nog nie die deurbraak nie, ons sien nog nie die oorwinning nie, ons sien nog nie die sukses nie, maar die Here sê kom net in geloof en wees gehoorsaam aan my woord. Wees gehoorsaam aan my woord. Sê vir een langs jou, wees gehoorsaam aan God se woord. Nee, julle is stil. Julle moet vir mekaar hard sê, want jy moet dit hoor. Sê vir een langs jou, jy moet gehoorsaam wees aan God se woord. Luister mooi wat sê die Here in Jesaja 55 vers 11. It is the same with my word. It is the same with my word. It's the same with my word. I send it out. God se woorde gaan uit. God se woord gaan vanoggend uit. And it will always produce fruit. It will always produce fruit. It will accomplish all I want it to do. And it will prosper everywhere I sent it. Het julle gehoor wat hierdie skrif vir my sê, vir ons sê? God se woord, waar dit ook al beweeg, sal daar vrug wees, sal daar sukses wees. It will accomplish what God's word says. So die woord van God gaan nooit void terugkeer nie. Daar gaan altyd 'n produce wees. Daar gaan altyd 'n ek sukkel met die woord. Daar gaan 'n opbrengs wees van God se woord. As ek God se woord spreek, dan gebeur daar iets. Dan gebeur daar iets. Die ding wat ons baie keer sien is dat mense glo in God se woord net tot op 'n punt. Wanneer dit vir ons niks kos nie. Het jy al gesien? Ons glo God se woord net tot by die punt waar dit ons niks kos nie. Sodra God se woord ons iets kos, dan ek weet nie. Dis 'n bietjie moeilik. Hierdie pryse is 'n bietjie baie. Hierdie gehoorsaamheid wat ek nou moet toepas. Here, ek weet nie. Ek weet nie of ek dit kan doen nie. En dan stop ons daar. En niks gaan geproduce word nie, want die geloof het nie God se woord gedra nie.
As ek God se woord hoor en my geloof kom na 'n aksie, dan kom my geloof in aksie. Ek begin beweeg in alignment en nou begin ek praat en sê, God het gesê ons is meer as oorwinnaars. God het gesê ons is we are blessed. En blessed in wat se opsig ook al. Nou begin ek God se woord praat. Ek is nie alleen nie. Want die vyand sit met jou by die huis en hy begin in jou kop speel en dan sê hy vir jou, kyk hoe alleen is jy. Niemand het jou lief nie. Ekskuus, dis nie hoe die duiwel na jou toe kom nie. Die duiwel kom so na jou toe. Ek is alleen. Niemand het my lief nie. Want hy wil hê jy moet dink dis jy wat dit dink. En dan begin jy later daai gedagtes koester van ek is niks werd nie. Duiwel is reg, hy is niks werd nie. Maar jy is priceless. Jy's gekoop met die bloed van Jesus. Ek moet myself contain om net te hou met dit wat ek vanoggend met jou moet deel. Maar ek glo dat die Here wil hê dat jou hart moet in lyn kom met sy woord, sodat jy sy woord kan begin praat, sodat jy dit fisies kan hoor. Moenie God se woord dink nie. Praat dit. Moenie faith has a sound, daar moet 'n klank by jou mond uitkom. Jou tong moet begin beweeg. Dit wat in jou hart is moet begin uitvloei. Sodat jy kan hoor, sodat jou vriende kan hoor wat sê God se woord. As ek my hele lewe in my gedagtes gaan bly, wat het ek nou gedink? Sy kan haar eie storie nou opmaak van wat ek gedink het. Maar as ek na haar toe draai en sê, "Jesus my liefie, ek is lief vir jou." Dan weet sy, "Shap. Back at you." Dan kan ons kommunikeer. Ek kan nie in my kop bly nie. Ek kan nie in my gedagtes bly nie. Ek kan nie geloof. Ek het geloof, maar jy praat dit nooit. Ek het geloof, maar jy doen dit nooit. Geloof wat in die binnekant bly gaan vrot. Dit moet uit, dit moet beweeg, dis aksie. Geef vir 'n kind klomp suiker in en sê vir hom sit stil. Hy gaan jou later so irriteer. Hy mag dalk stil sit, maar al die woorde gaan begin dus gaan speel net buite. Kom net in beweging. Daar's soveel geloof in mense, maar omdat jy nie oorgaan in aksie nie, begin die geloof wegkwyn. En 'n ander ding kom in plek, naamlik doubt. Kan ek dit regtig doen? En dan later kom dit by 'n plek van, wil ek dit regtig doen? En voor jy jouself kry, is jy 'n gelooflose mens, wat dink, hy leef soos wat God wil hê hy moet leef. Jy kan geen geloof hê en nog steeds in die kerk sit. Jy kan geen geloof hê en nog steeds hierso sit en sing, halleluja, prys die Here. Want ons almal het 'n saadjie van geloof gekry. So daar is 'n mate, daar's 'n hinkering. Daar's 'n begeerte by almal van ons om ergens te groei en te groei in ons geloof. But we need to get to action. We need to speak it. Wat het die Here vir ons gesê moet ons doen? Dan moet ons dit begin praat. Ek is geliefd. I am blessed. Ek kyk nie meer na my bankrekening nie, ek kyk nie meer na my koskaste nie, ek kyk nie meer na wat rondom my aangaan nie. I am blessed. Punt. I am blessed. I am blessed. Sê bietjie net daar hardop, I am blessed. Nee, maak dit jou oë en sê dit vir jouself, I am blessed. I am blessed. Nou van julle praat nie. Almal staan. Staan gou. Kom gou uit daai limbo uit. Kom gou uit daai. Alright. Maak jy oor en dan sê jy I am blessed. Maak oop jou oë
Dan sê jy, I am blessed. Lig jou vinger so op, wys dit so na jouself, dan sê jy, you are blessed. You are blessed. Van ons is meer blessed. Sit en sê, I am blessed. Hoekom laat ek jou staan? Hoekom laat ek jou toe oop kyk, toe oop praat? Hoekom laat ek jou met oop praat? Hoekom laat ek jou dit sê as jy gaan sit? Want in elke moment van ons lewe moet ons weet, I am blessed. Die vyand sal na jou toe kom en vir jou sê, man, maar jy het nou weer soveel stupid goed aangevang hierdie week. God sal jou nooit seën nie. Dan sê ek, dankie Here, U is getrou en regverdig om my van al my sondes te vergewe. So Here, help my, vergewe my, was my skoner, witter dan die sneeu. I am blessed. Want die Here maak ons vry. Dis God se geregtigheid. Jesus Christus is ons geregtigheid. En in hom we are blessed. We are blessed. Speak God's word before you see it. Die tweede punt. Speak what God promised, not what you feel. Speak what God has promised, not what you feel. Ek wil vandag vir jou sê, die vyand meer as ooit van tevore is besig om mense se gevoelens aan te val. Jy voel nie lus nie. Jy voel nie nou lus om die Here te loof en te prys en worship nie. Kom ons wees eerlik, baie keer kom ons maar net deur gewoonte, deur 'n goeie roetine, kom ons kerk toe. Ons is reg lus vir enigiets nie. En dan sit ons hier en ons sê ons baie keer vir mekaar, ek is ook nie eens regtig lus vir mense vandag nie. Maar die Here het jou hiernatoe getrek en hy's besig om jou hart voor te berei vir groter en beter dinge. En ek en jy het nodig om in ons geloof in te stap en te sê, ek gaan doen wat God se woord vir my sê om te doen. Ek gaan dit doen met toe oë. Ek gaan dit doen met oop oë. Ek gaan dit doen in alle maniere en alle forme, want God se woord is ja en amen. Nou kom die Here en hy gee vir my belofte. En soms kom daai belofte deur profetiese woorde. En ek wil vandag die twee 'n bietjie onderskei, 'n bietjie twee apart bring van mekaar wanneer ons praat van hierdie onderwerp van geloof. Want jy sien, baie keer kom daar 'n profetiese woord na jou kant toe wat nie van God is nie. Dit kan ook gebeur. Hoekom? Want mense is mense. En mense sê baie keer goeters en hulle sê goeters by. Hoekom? Want ek het nou gevoel. Ek het nou iets gesien. En nou reageer ek uit daai gevoel uit of ek reageer uit daai prentjie wat ek gesien het. En nou dink ek en ek klassifiseer dit as God praat nou met my en ek bring 'n woord na iemand toe wat nie werklik God se woord is nie. En daarom sê die woord van die Here, wanneer ek en jy 'n profetiese woord kry, moet ons die Gees gaan toets. Ons moet die Gees gaan toets. Soos Leanne baie mooi gesê het vanoggend. Die Here kom na jou toe. Sy het dit nou nie gesê nie. Ek wil haar storie wat sy gesê het, aanlas met dit wat ek nou wil sê. Die Here kom na jou of die woord kom na jou toe. Iemand kom na jou toe. Kom ek vertel dit so. Iemand kom na jou toe en sê, die Here sê, daai 100,000 rand wat jy het, moet jy saai. Nou gaan jy na jouself en jou bankrekening en sê, maar ek het nie 100,000 rand nie, maar my skuld kan ek maak. Ek het nou net 'n WhatsApp gekry. Jy kan 100,000 rand krediet kry. Soos ja, dit is God sent, dit is so godly. Ek het nou net die woord gekry. Jy moet die 100,000 rand saai. Nou kom hier 'n pop-up wat sê jy kan 100,000 rand krediet kry. Hey, dit moet die Here wees. Nou gaan maak ek skuld om gehoorsaam te wees aan die woord wat ek nou net gekry het. Die twee maak nie sin nie. God sal nooit vir jou sê, wel, en inteendeel, ek moet eers met my vrou praat, nê? Ek en my vrou moet ook in eenheid wees rondom hierdie ding. Maar net
pleinweg, die Here gaan nie vir jou vra om skuld te maak om te saai nie. Want die Here wil hê dat ons moet vry wees. Debt free. As jy geloof het, gaan jy geloof hê vir die 100,000. Net so, dis my volgende punt. My vrou preek saam met my. As die Here vir jou gesê het, as dit werklik 'n woord van die Here is, dat jy 100,000 rand moet gee, dan glo jy die Here dat hy daai 100,000 rand in jou rekening inbetaal. Dan weet jy, dis die Here. So, wanneer God vir my sê, dan, hy gee vir my 'n belofte, in 'n profetiese woord, moet ek baie sensitief wees. Wanneer is dit? Time sensitive. Dis conditional. Iets wat ek moet doen en iets wat dan release word. Maar ek wil vanoggend met jou praat rondom hierdie gedagte. Ek en jy moet vashou aan God se beloftes en dit begin praat. En God se woord, sy woord is vol beloftes. Maar ons praat dit nie. Ons praat dit nie. As ek nou na julle toe kom en vir julle vra, glo julle die Here is werklik julle helper? Do you have faith that God is our helper? Wie van julle gaan sê, ek glo dit? Okay, 3 van ons, 4. Okay, ek gaan dit weer vra, want ek wil hê jy moet deelneem vanoggend. As ek vanoggend na jou toe kom en vir jou vra, is die Here jou helper? Glo jy dit? Ja of nee? As jy sê ja, steek jou hand op. Okay, hou jou hand daar. Nou kom jy in 'n situasie waar jy werklik die Here se hulp nodig het. Wat gaan jy begin praat? Gaan jy die situasie praat? Of gaan jy hierdie hand wat jy nou net opgesteek het, sê, Here, dankie dat U my help, en die Here vat jou by die hand, soos wat hy vir Petrus gevat het, toe hy gesink het in die golwe. So volgende keer as jy weer in 'n moeilike situasie is, dink aan hierdie oggend wat jy jou hand opgesteek het, en sê, dankie Here dat U my helper is. Ek glo dat U my sal help. Ek glo dat U my sal deurdra. So speak what God promised, not what you feel. So Markus 11 vers 22 sê, Then Jesus said to his disciples, have faith in God. Waarin moet ons geloof wees? God. Have faith in God. I tell you the truth, you can say to this mountain, I tell you the truth, you can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. But you must, here's the condition, but you must really, rarig, believe it will happen. And have no doubt in your heart. Dis soos die tannie wat by haar kombuisdeur is en elke oggend in die middag daar kom nooit son in haar kombuis nie en sy maak hierdie agterdeur oop maar net vir die vars wind, maar daar kom nooit son nie, so dis half 'n bietjie mufferig en so aan. En in hierdie een oggend kom sy met boldness na die agterdeur toe en sy maak haar agterdeur oop en sy sê, want daar's 'n berg voor en die berg keer die son en sy steek haar hand so uit na die berg en sê, berg! In die naam van Jesus, werp jouself in die see, en sy vat die agterdeur en sy gooi hom so toe. Dis boldness. En sy draai om en sy gaan slaap. En die volgende oggend maak sy die deur so vinnig oop, want die berg is mos nou weg. En sy maak die deur oop en sy sê, ja nee, ek het geweet jy gaan nog hier wees. She didn't really believe. Hoeveel keer kom ek en jy in hierdie confidence moment, in hierdie courageous, strong moment, en ons verklaar, skuld, in die naam van Jesus, ek werp jou neer, en jy sal uitgedelg word, amen, gooi die deur toe, en dan stap jy by die Total Sports in, en jy sien 'n hempie, dis 'n mooi hempie, liefie, die geldjie, nee, ek het nie nou geldjie nie, hier is my rekening, swipe, maak my net nog skuld, maar jy het net gister gesê, ek werp jou in die see,
Werp jou in die see beteken knip die kaart op. Ek en jy is bereid om geloof te hê in God, totdat dit ons nie meer iets kos nie. Maar as dit ons iets kos, is bietjie moeilik. Die grootste bevryding wat meeste mense in hulle lewe kan hê, is 'n skêr. Die wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Dit beteken knip jou kaart. Haal dit van jou foon af, want ons het hierdie wallets op ons fone. Ek meen, come on. Praat. Ek gaan nie meer jou gebruik nie. Maar nou doen ek niks omtrent nie. As tyd vir vakansie, swipe die kredietkaart. Come on, kom ons wees real met mekaar. Hey? Kom ons wees real. Maar pastoor, ek is moeg. Ek wil tog net my kinders 'n bietjie bless. Ek weet, I is one. Ek wil ook my kinders bless. Maar ek het myself al gevang waar ek myself in 'n gat in vir hulle bless. Dis nie 'n blessing nie. Dis 'n curse. Okay, ek weet nie hoekom ek dit moet sê nie, maar anyway, die wat oor het hoor. Okay, die van julle wat 'n bietjie aksie moet gaan doen vanmiddag, gaan doen die aksie. If you need provision in any form, spiritually, emotionally, and or physically, speak it. Praat God se woord. Die Here is my bron. Dankie Here dat U my bron is en dat U vir my voorsien. Here, ek sit in hierdie geestelike turmoil. Ek sit 'n bietjie in hierdie kom ons noem dit depressiewe tyd. Ek sit met depro gevoelens, Here. Ek dank U dat U my vrymaak hiervan. Ek dank U dat U my vul met U joy. Ek dank U dat U my vul met U joy. En baie keer is dit nodig om net voor die spieël te gaan staan en te lag. Net te lag. Kyk dan na die een langs jou. Maar baie van ons het nie joy nie. Baie van julle sit hier so. Ek nou weer vandag vir 'n nar kom kyk. Ai, tog. Ek gaan die woord van die Here ontvang. Nou kom lag hierdie ou. Wat is hy doen? Jy moet 'n bietjie joy hê. Lag. Ek en my Impel het toe ons nog kassette gehad het. Julle onthou kassette, nee? Alright. Dan klim ons in sy kar en dan ry ons. En hierdie kaset het die ouens net gelag. Jy druk play. En dan is dit nou selfs soos en dan ewe skielik change daai aksent van die lag. Dis 'n 90, het mos 'n 60 minute kaset gekry in 'n 90 minute. Nou hierdie was 'n 90 minute. Dit jy tissue lewe.
En dan hierdie 90 minute tyd, harte by 45 minutes net lag, 45 minutes terug net lag, en ons het net gelag. Ons weet nie waarvoor ons lag nie. Niemand het geval nie, niemand het 'n grappie vertel nie, ons lag net. Hoekom? Want joy is aansteeklik. Nou, ek wil vandag vir jou sê, geloof is aansteeklik. En hoe meer ek en jy praat in geloof, hoe meer gaan mense aangesteek word. It's time to be contagious for the kingdom of God. Amen? Alright. So ouens, doen jouself 'n guns, gaan huis toe en lag vir jouself. Nee, en as jy nog nie voel om te lag, jy snork net so tussenin. Dan change jy die aksent. Waar is ek nou my preek? Alright. Ouens, ons praat geloof, ons praat God se woord, ons praat God se beloftes. Wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie week gaan kyk of ek al die beloftes van God se woord, wat in God se woord is, al agter mekaar te sit, dan sit ek dit op die WhatsApp groepie vir julle post, sodat ons kan prakties begin praat God se beloftes vir ons lewe. Okay? Joshua 1 vers 8 sê, study this book of instruction continually. Meditate it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Wie van julle wil sukses hê? Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel. En jy sal lees jou Bybel. Lees jou Bybel. Lees jou Bybel. Lees jou Bybel. Die Bybel sê meditate on it day and night. Wat beteken dit? Moet jy nou gaan Dis nie meditering nie. Meditering beteken letterlik to overthink, to think continually, to meditate on the word of God, om 'n versie te lees, soos byvoorbeeld, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Okay, wat sê jy vir my? Want so lief het God die wêreld gehad. Here, U het die wêreld lief. Hierdie ouens wat my so irriteer en so lelik is en beskof is en so lelik praat. U het hulle lief. Het U lewe vir hulle gegee. Help my, Here, om soos U te wees. Help my om die mense rondom my te sien soos wat U hulle sien. Wat doen ek? Ek is besig om die woord van die Here te mediteer. Ek is besig om oor dit te dink. Ek is besig om dit prakties toe te pas in my lewe. Don't just read the word, become the word. Do the word. Psalm 34 vers 10 sê, even strong young lions sometimes go hungry. Wie van julle was al honger? Nee? Luister mooi, hoe eindig hierdie versie? Hy sê, but those who trust in the Lord will lack no good thing. Hierdie is 'n belofte van die Here. I will lack no good thing. Hierdie belofte het 'n kondisie. I must trust in the Lord. Why do I lack? Because I don't trust. I need to build the trust between me and God. I need to trust Him with my whole heart, with my whole mind, with all my soul. I need to trust Him. Why? So that I will lack nothing. Maar ons begin by die lack. En ons probeer die lek uitsorteer, ons probeer die tekortkominge uitsorteer en ons maak skuld en ons doen hierdie dinge, ons bedel daar en ons blikskit daar en ons doen al die dinge. If only we can learn to trust God, we will lack no good thing. Ek koek myself met die mic vandag. We will lack no good thing. So, speak to your lack, not about the lack. Speak to the lack, not about it. Ons praat so baie oor wat die duiwel doen.
Hy kry soveel aandag. Hy kry soveel aandag, hy like dit. En hy wil net hê dat ons moet praat oor hoe bad hy is. En ek moet dan skryf nog liedjies wat in 'n ou se kop vassit. En dan sing ons hierdie liedjies. En dan gaan hierdie liedjies alles oor die duiwel en hoe bad hy is. Wanneer ek en jy begin praat oor wie God is, as ek en jy begin praat wat sy beloftes is, as ons begin praat wat in sy woord staan, dan begin daar 'n geloof en 'n boldness in ons opkom en ek en jy kan deurskiet en doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. Ek en jy sal sukses hê aan die ander kant. Speak to the lack. Beveel hom om te gaan. Moet hom nie ondersteun nie. Speak to the lack, not about it. Jesus het gesê, speak to the mountain, not about the mountain. Hierdie mountain is so mooi, hierdie berg is so dit, en hierdie berg is dit. Die berg het alweer die son verduister, en die berg het nou alweer gebrand, en die berg het nou alweer dit gedoen, en die berg het dit nou weer gedoen, en die berg, los die berg. Praat oor wat Jesus kan doen, in jou berg, op jou berg, deur jou berg. Maar praat oor Jesus. Bring sy woord na vore. En dit kan, ek kan nou 'n bietjie gaan kyk, wat se lek is daar in ons lewe, want die eerste ding wat ons doen is, ons vat lek na ons geld toe, né? I'm lacking. En dan dink ons aan, ek het nie geld in my beursie nie. There is a lack of confidence. In vandag se kinders van die Here, there's a lack of confidence, there's a lack of ability, there's a lack of focus, there's a lack of knowledge, there's a lack of wisdom, there's a lack of faith, there's a lack of everything. Jou tank lek. En dan dink ons is okay. Nee, we need to speak God's truth. We need to speak His word. Speak to the mountain, don't complain about it. As jy 'n complaint het, begin met die Here praat en sê, Here, ek beveel hierdie, kom ons maak dit nou maar universal, ek beveel hierdie skuld in die naam van Jesus Christus om op te droog. Here, gee vir my die ability, gee vir my die wysheid en die insig om hierdie ding in my lewe dood te maak. En nou kom die Here en hy gee vir jou wysheid en hy gee vir jou insig om die skuld uit te delg. Miskien gaan dit nou nie soos 'n miracle wees in die sin van die geld val uit die hemel in jou. Jy weet, iemand het 'n tassie voor jou deur kom sit en weggehardloop nie. Nee, baie keer is dit wysheid wat die Here vir jou sê om vir iets nee te sê. Om vir iets nee te sê. En die Here gee vir jou daai wysheid. Alright, ouens, ek probeer regtig dit kort hou. Is julle nog alright? Draai gaan na die ou langs jou en sê vir hom, "Hou diep asem." Alright, ons is amper klaar. Is julle reg? Hier kom punt nommer 3. Ek het net 3 punte. So ver. Okay. Speak life continually. Speak life continually. Build a faith atmosphere. Build a faith atmosphere. Die Here het vir my en vir Leanne 'n visie gegee vir hierdie gemeente. En in hierdie prentjie wat die Here vir ons gesê het, reageer ons op 'n profetiese woord wat die Here vir ons gegee het, wat ons weet bevestig is. So dis nie net 'n profetiese woord wat vir ons moeilikheid veroorsaak of wat nie waar is of nie van God afkom nie. Dis 'n profetiese woord wat time and again bevestig is. En die Here het in ons harte begin werk rondom dit, en die Here moes baie dinge in ons lewe skaaf en skuur, sodat ons op hierdie plek kan kom waar ons die geloof het, dat dit gaan gebeur. En ek sê vir haar, weet jy, ons moet begin. En ons het 'n jaar terug, 2 jaar terug het ons begin om die blueprints te begin teken. En ons het begin praat oor dit wat die Here vir hierdie gemeente beloof en wat die Here vir hierdie gemeente gesê het. En weet julle hoe amazing is dit vir my om by ouens te staan, want hier's 'n paar konstruktiewe goeders wat moet gebeur fisies in die geboue, sodat die plan van God tot 'n realiteit kan kom. Soos byvoorbeeld daar agter 'n tweede verdieping in die saal te bou vir kantore. Daai pilaar kom uit, daar bo in die hoek kom 'n studio. 'n Recording studio. Okay?
So daar's 'n hele klomp planne wat die Here vir ons gee. Die nuwe toilette wat gebou moet word. Die geboue wat opgegradeer moet word. Die standaard van dit wat hier binne is, moet ge-uplift word. Daar's 'n prentjie wat die Here vir ons gee. En weet julle hoe lekker is dit vir my om vir ouens te bel en te sê, "Hey, ek het 'n kwotasie nodig. Ek het hierdie ding om te doen." En dan kom staan daai boukontrakteur by my en dan vra hy vir my, "Okay, wat's jou budget?" Dan sê ek vir hom, "Ek het nie een nie." Sê vir my, "Hoeveel kos dit?" Dan sê hy vir my, "Weet jy, dit gaan 1.2 miljoen kos." Dan sê ek, "Prys die Here, great. Kry jy vir my al die goeders reg, dat ons die goeders kan begin in plek sit." Hy sê, "No, dis 1.2 miljoen." Dis nie nou sy wat dit vir my sê nie, dis die duiwel. Hy sê, "Mal, jy kan nie van hierdie gemeente verwag om 1.2 miljoen se fondsinsamelings te doen nie. Ons gaan pannekoek verkoop, laat dit by ons ooruit kom." En dan staan ek net op God se woord. En sê ek, "Die Here, U het gesê hierdie plek moet 'n training center wees. En ons moet kwaliteit training center daar sit. Ons kan nie wishy-washy wees nie. Ek meen, as ons na universiteit toe gaan, het hulle die beste van die beste. So come on, lig en lewe, ons het die beste van die beste." Kom in lyn. Kom in alignment met God se woord. Because we are faith builders. We build by faith. Why? Because it's a fairy tale? No, because it's God's word. He said that we will be blessed and that we will be a blessing to this valley. So we will be a blessing to this valley. So ons begin klein, ons begin hier, ons begin daar, maar ons begin, hoekom? Want ons het die geloof dat ons sal 'n blessing wees vir hierdie vallei. En as jy dit nie glo nie, kom in rad, glo, want anders gaan jy uitval. Jy gaan missing raak, jy gaan, die stroom gaan vorentoe beweeg, en as jy nie gaan glo saam met ons nie, gaan jy agterbly. Ek is eerlik met julle, ek is lief vir julle almal, ek wil nie hê almal julle moet agterbly nie. I need you to move with us. En miskien is jy vandag 'n besoeker hier by ons gemeente, maar ek wil vir jou ook sê, doen wat die Here vir jou sê om te doen, daar waar jy is. En begin beweeg, begin doen dit wat die Here vir jou gesê het. So ek is nie bang om vir 'n ou te vra vir 'n kwotasie nie, want ek weet my Here, my God gaan voorsien. Amen. Amen. So ek wag net dat die Here die geld in die rekening sit, dan begin ons. Hoekom? Want alles is klaar in plek. Die bouers is in plek. Die dakke ouens is in plek. Dinge gebeur. Want God is in beheer. Waar is jou geloof? Is jou geloof in jou eie gevoelens of is jou geloof in God? Luister mooi wat sê die Here, en ek wil hierdie vir hierdie gemeente sê. Gemeente, ons moet 'n wag voor ons mond sit. Spreuke 18 vers 21 sê, "The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences." Ek wil vir jou sê, ons moet 'n wag voor ons mond sit. We will reap the consequences of our language, of dit wat ons praat. En as enige iemand in hierdie plek teen die belofte van God vir hierdie gemeente praat, ek bestraf jou in die naam van Jesus. Ek maak daai woorde van jou kragteloos. Want ek weet, ouens, ek is al hoeveel, meer as 30 jaar in hierdie gemeente. En ek het al gehoor hoe ooms en tannies en mense praat, hulle het al gekom en gegaan ook. Maar mense praat en sê, hierdie kerk sal niks ooit word nie. Hierdie kerkie sal altyd klein bly. Ek bestraf daai woorde en daai vloek oor hierdie gemeente in die naam van Jesus Christus. Hierdie plek sal die woord van God tot vervulling bring, wat sê, hierdie plek sal 'n ligtoring wees vir die Parelvallei. En as jy teen dit praat, mag die Here jou tong knoop. Wees versigtig. Ouens, ek sê dit nou as 'n waarskuwing. Moenie teen God se woord praat nie. Jy sal tweede kom. In hierdie kompetisie sal jy dalk derde kom. God se
se woord is bo enige een van ons se woorde. Moenie toelaat dat die vyand jou woorde vat en God se woord kragteloos maak in jou lewe nie. Spreek God se beloftes oor jou lewe. Spreek continually die lewe oor jou lewe. Speak life. God's word creates what he speaks. When you speak the word of God, heaven's supply is poured out. Psalm 103 vers 20 sê, praise the Lord, you angels, you mighty ones who carry out his plans, listening for each of his commands. Ek het dit nou vinnig gelees, maar hier is wat dit sê. When you speak the word of God, angels are activated. When you complain and moan and speak lack, the enemy is activated. So wie dra vir jou wat aan? Is dit die engele wat jou bedien of die demone? Wat aktiveer jy in jou lewe? When we speak the word of God, angels are activated. Kom ons dink gou 'n bietjie hieroor. Hoeveel keer het ek en jy nie al wonderwerke doodgepraat in ons lewe nie? Hoeveel keer moes die engele nie al omdraai met daai 4 stelle tyres nie? Here, ek het tyres nodig vir my kar. Nou sê die Here vir die engel, hy het Michelin's 225 8015. Oom Kobus, ek weet nie wat se signage op die tyres moet wees nie, maar daar's 'n signage, jy het 'n band nodig vir jou kar, en jy sê vir die Here, jy's pinpoint, jy praat op die Here se woord. En dan net môre dan sê jy, nee, hierdie kar van my gaan nooit tyres kry nie. Daai engel draai net daarom en gaan bære die tyres. Moenie die wonderwerke in jou lewe doodpraat nie. Filippense 4 vers 9, and the same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Your mouth is the delivery system for your miracle. Het julle hom gehoor? Don't speak what your eyes see, speak God's word and then you will see what God sees. Dis tyd om te sien wat God sien. Don't speak from your head, speak from God's word and let the Holy Spirit in you bring it to life. Hoekom? Want die woord van die Here sê die letter maak dood, maar dis die gees wat dit lewend maak. So ek en jy moet die gees toelaat om God se woord lewend te maak in ons lewe. Ek sluit af. Ek wil 'n opsomming maak van dit wat ons die afgelope tyd praat en ek hoop werklik dat jou geloof gestuur is. As jy nie weet wat ons die afgelope tyd gepraat het nie, hou ons YouTube kanaal dop, die video's gaan binnekort op wees. Ons praat van geloof. Ons praat van geloof in aksie. Ons praat van geloof wat in 'n beweging moet kom, maar nie net moet beweeg nie, maar in lyn moet kom met God se woord. En nou praat ons van God se woord moet gepraat word sodat ons geloof gebou kan word. Because when we speak God's word, angels are activated. When we speak God's word, God will create. Even if there's nothing. Daar's nog nie geld in die rekening nie. Daar's nog nie 'n tweede verdieping daar in die saal nie, but when we speak it, ek sê nou die dag vir die end, terwyl ek bid, sien ek fisies. Dis asof ek in 'n visioen, net in 'n plek weggeruk word en ek sien dit wat die Here alles hierso doen. Dit was my amazing en dit het my geloof net soveel meer gebou. Dat ek weet, God gaan dit doen. So ek en jy moet ons geloof fokus. Ons geloof moet gefokus wees. Dan moet ons daardie geloof praat deur sy woord. Fokus jou geloof op God, fokus jou geloof in Jesus en dan praat jy God se woord. Praat God se woord. Geloof is 'n vaste vertroue. Dis nie net 'n vertroue nie, dis 'n vaste vertroue. So wat sê dit vir my? Waaraan is my geloof vas? Waaraan is jou geloof vas? Is jou geloof vas aan jou lotto kaartjie?
Is jou geloof vas aan die familielid of die vriende wat vir jou beloftes gemaak het? Waaraan is jou geloof vas? Is jou geloof vas aan jou werk? Daar is net een manier om geloof tot manifestasie te bring. Praat God se woord. Faith has a sound. Dit is God se woord. Praat God se woord. Amen. Die ding hang nou onder my arm. Ek is gekoek aan die binnekant. Sien jy dit nou kans gehad om te lag? Kom ons staan. My gebed is dat elkeen van ons wat vandag hier is, God se beloftes, God se woord, en dat ons lewe sal begin spreek, dat die atmosfeer rondom ons sal begin verander. Jy sit miskien in 'n atmosfeer van doom and gloom. Dit lyk miskien nie op die oomblik vir jou na 'n suksesvolle jaar nie. Maar begin lewe spreek oor jou huishouding. Begin lewe spreek oor jou vrou. Begin lewe spreek oor jou man. Begin lewe spreek oor jou kinders. Begin lewe spreek oor jou beursie. Begin lewe spreek oor jou verhoudinge. Begin lewe spreek oor dit wat vir jou op die oomblik 'n probleem is. Don't speak about it, speak to it. Hoe doen ons dit? Deur gegrond te wees in God se woord. God se woord. Nie my woord nie. Nie iemand anders se woord nie. God se woord. Daarom moet ons soos Dawid in die woord van die Here inklim. Mediteer oor sy woord dag en nag.